Hallo julle, baie welkom weer by Vrydag. Ons is nou weer terug in die Kaap. Ons het nou lekker getoer oor see. En ek moet vir julle sê, dit is baie lekker om weer in Suid-Afrika te wees. Dit is mos nou 'n bietjie koeler hier by ons. Hulle kry baie warm daar in die noorde, daar in Europa en in Engeland en so. Maar ek is dankbaar om hier te wees tussen ons eie mense. Het was heerlik geweest weer Sondag weer in die kerk te kon wees. En nou is ons weer hier op 'n Vrydag en gesels ons weer met ons mense. Ek sien my ou beertjie hier agter, hy het verskriklik verlang na my, vreeslik gehuil, maar nou is hy kalm, en nou het ek weer die voorreg om bietjie met julle te praat oor die Bybel, en dit wat na my hart is. Ek is, die Here het so die afgelope ruk dinge op my hart geplaas, veral rondom, hoe reik ons uit na mense buite ons? As ek nou sê buite ons, sê ons nie hulle slegte mense nie. As hoe dra ons die evangelie uit na mense wat nie wil hoor nie? Mense wie seer het, mense wie se hart geword het, en in 'n wêreld waar die mense so slim geraak het, dat wanneer ons luister en probeer die Here Jesus aan mense verkondig, dan stel hulle glad nie belang nie. Of as mense seer het, stoot hulle ons weg. Hulle wil nie met die kinders van die Here praat nie. En hulle probeer weghardloop van die Here af, en hoe berei ons harte voor, as kinders van die Here, om die evangelie uit te dra, en mense te vertel, het is tog nie moeite werd om kind van God te wees, en dikwels ook in ons eie lewens, as ons nou dinge wat gebeur, wat vir ons baie ontstel, en dan sukkel ons partykeer met ons verhouding met die Here. Nou, ons lees daar in 1 Korintiërs 13, die volgende vers in vers 2, hy sê, in vers 1 eintlik sê hy al, praat ek die tale van mense en engele, baie slim, maar ek het geen liefde nie, het 'n stuk klinkende metaal en 'n galmende simbaal geword. Dis nou hier in die 83 vertaling. Hy praat later van gawes. Ek kan al die gawes hê en die kennis en geloof, maar as ek nie die liefde het nie, dan is dit ook in elk geval niks nie. Wat ek die afgelope ruk agtergekom het, is in die vreemde daar aan die ander kant. Mense kan nie begin 'n Bybeltekste vir hulle te quoteer of te sê hulle moet hulle lewens met die Here regmaak nie. Het ek agterkom, daar's niks so onweerstaanbaar vir 'n mens om te verstaan wie God is, as jy dit met liefde en respek doen nie. Ons lewe so in 'n wêreld wat so vinnig geword het, en so kwaai geraak het, en so vies vir ons is. Nou dag 'n vrou gehad het en gesê, I don't believe you, toe ek vir haar reghelp met 'n ding, en ek dink toe die arme mens, sy kry seker maar baie swaar. En ek is seker as mense luister na hierdie virus, ag predikant, jy kan maar praat. Jy weet nie waar ek is nie, wie ek is nie. Maar ek wil graag vandag in terme van 1 Korintiërs 13, veral vers 1 en 2, wil ek vandag vir julle sê dat die manier waarop ons uitreik, en die manier hoe graag hierdie video's ook vir julle gee, is gebaseer op die liefde wat God in ons harte kom plaas. Die woord agape word hier gebruik, dit is God se liefde. Alle forme van liefde kom van God af. Maar het begin by die agape liefde. Daar by die voete van die Here, en daar waar hy my lewe aangeraak, en ek is so dankbaar ek kan sy kind wees, dat ek mense kom omhels en sê, onthou net altyd die Here is lief vir jou. Die wenk wat ek vandag vir julle wil gee is, maak nie saak waar jy kom en hoe moeilik die situasie is nie. Dikwels is dit moeilik om te sê wat ek nou gaan sê, maar as jy vir mense wil vertel van die Here Jesus, al wat jy hoef te sê is, onthou God het jou baie lief. Ek het al gesien hoe daardie woorde mense se harte draai, 'n harde persoon sag maak, 'n persoon wat baie hulle vra meer gerig maak rondom, wat bedoel jy as jy dit sê, dit het dan met my gebeur, en daai het my gebeur, hoe kan jy sê die Here is lief vir my, en dan maak dit vir jou 'n deur oop, om mense te vertel van die liefde van die Here Jesus. Ek gaan nou eersdag spreek oor hierdie gedeelte, en ek wil juist hy praat van die simbale en die geraas en die gawes. Paulus sê, dis nie waar die krag van die evangelie lê nie. Want sonder liefde beteken dit absoluut niks nie. En daarom begin ons by onsself as Here, leer my om U lief te hê. Leer my om mense lief te hê. In ons huwelike is dit dikwels baie moeilik, ons stoei met goed. Maar uiteindelik sê ons wil by mekaar wees. Ons is lief vir mekaar. En as die liefde van die Here afkom, dan weet ons dat dit gaan werk. Daarom vra ek dat as ons nou kyk na hierdie video, en ons berei onsself voor vir die volgende paar weke, gaan so 'n bietjie gesels hieroor, as Here kom leer vir ons
van hierdie liefde. Die liefde sal oorwin. Hoe sal mense weet ons is disippels van die Here anders as dat ons liefde aan mekaar het? Hoe sal mense weet as hulle by ons gemeente inkom, hier word God gedien? As hulle liefde sien, dan weet hulle die Here is mos nou hier. Hier kom nie kwaai mense hier in nie. Mense kom kwaai hier in, dan skielik verander, dan hulle ook 'n glimlag, as 'n bietjie koffie gee hom beskuit, omhels hulle, heet hulle in, kom sing saam met ons, luister na die bediening van die woord, wat so entoesiasties aangebied word deur die leraars hier, en stap uit en vra jouself die vraag, of het hierdie mense my lief? En dis waar die krag van die evangelie van die Here lê. Weet nie waarom die Here hierdie reeks nou op my hart geplaas het, dis seker omdat dit nou vars in my hart is, maar ons het nodig om te hoor dat die Here wil hê ons met sy liefde uitdra. Paulus kom hier, en hy kom vertel vir die mense, en hy sê vir hulle, as jy enigstens iets wil doen wat die moeite werd is, doen dit in liefde. En dan is geloof, hoop en liefde, waarvan liefde die sterkste is dan 'n moontlikheid. Mag die Here vir jou seën, mag hy vir jou aanraak, as jy 'n bietjie donker voel vandag, dalk is jy kwaad vir iemand, moenie te ag asseblief tog, moet te lank kwaad bly nie man, moenie te lank kwaad bly nie. Vra vir die Here om selfs jou vyand lief te hê, jou bestuurder wat kwaai is dalk met jou, daai buurman se hond wat die hele nag geblaf het, ag vergewe hom man, jy hom lief in die naam van die Here. Kom ons bid net saam. Here, wanneer ons U aanroep en ons kom in aanbidding voor U, ook vandag deur hierdie videokanaal, vra kom leer vir ons dat U liefde vir ons nie net spesiaal is nie, Here, maar dat U liefde vir ons 'n krag is. Die krag is om U woord uit te dra. Ons bely, ons het nie altyd die regte woorde nie. Ons gesindheid partykeer is nie reg nie. Maar dankie dat U ons harte kom verander en ons nuut maak, sodat ons vir die wêreld kan wys, U is God. En is die God wat ons kom leer het om lief te hê. Bid asseblief vir al die huwelike ook weer vandag verteenwoordig rondom hierdie video. Ek bid Here vir al die verhoudings wat moeilik is, wat donker is, wat seer is. Ek bid Here om genade vir die almal wat luister, wat miskien trauma beleef. Ook ons eie land, as ons dink aan hierdie opstande wat so rukkie terug ook dan nou gebeur het. En ek vra om genade, Here, vir al die mense wat so ontwortel word in die dae, omdat mense nie weer weet hoe om lief te hê nie. Asseblief kom leer vir ons om gesande te wees van liefde, die verlossingsboodskap wat gebore is in die hart van liefde. Asseblief, Here, kom seën vir ons met wysheid. Amen. Ons het nie altyd die woorde nie, ons gesindheid is partykeer nie reg nie, maar ons harte behoort ons aan God. En God het mense lief, en daarom het ons mense ook lief. Kom ons vra dat die Here vir ons help hoe om te oorwin met die liefde wat hy in ons harte geplaas het. Andersins gaan alles wat ons doen tot op niks uitloop nie. Die Here seën vir dat ons volgende week weer bymekaar kom, gaan 'n bietjie verder praat oor hierdie onderwerp en hoe ons die karakter van die Here Jesus in ons lewens inneem, sodat ons gesande van die liefde en die evangelie van die Here Jesus kan wees en van God kan wees. Totsiens tot volgende week. En soos ek maar nou altyd sê, kom ons wees lief vir die Here. Hy is ons baie lief vir ons. Hy leer vir ons van liefde. Kom ons vra dat die Here vir ons help dat ons lewens 'n toonbeeld sal wees van liefde van hom alleen. Totsiens, tot volgende week, soos die Here wil.